Vriende, namens my en my kollega Dominee Bernice Serfontein, hartlik welkom by vanoggend se erediens op die 4de Sondag in Lydenstyd. Wat 'n voorreg om vanmôre so saam hier te wees en dankie dat jy gekies het om vanoggend hierdie oomblik met ons te deel. Nou vanoggend is baie spesiaal want dis ons verbintenisgeleentheid. Hier's 'n groep jong mense wat vanoggend kom antwoord op die doop en sê op grond van God se liefde vir hulle verbind hulle self vandag aan God en God se kerk. Verbintenis is een van daardie belangrike lewensdeurgange op pad na jongvolwassenheid toe en daarom is dit vir ons in die kerk 'n baie belangrike roetemerker. 'n Oomblik van stilstaan, nadink en opnuut net weer vra, maar wie is ons? Wie is God? En wat bely ons dan ook as mense? Nou die jong mense wat vanoggend verbintenis gaan doen is Roan Engelbreg, Morney Du Plessis Greiling, Chantay Kemp, Stefan Marthuisen Klopper, Michael Monnie, Rowan Smit, Danai van Graan, Cherise van die Kerk en Hanlie Wessels. Wat 'n voorreg om vanoggend saam met julle hier te kan wees en dankie vir hierdie ongelooflike pad wat ons saam gestap het tot hier en weet sommer net dis in die kamers van ons almal in hierdie gemeente se harte gegraveer en ons is so opgewonde oor julle storie en God wat saam met julle aan julle storie skryf. Nou, ons het ook die voorreg om vanoggend 'n deel van die verbintenisgroep van verlede jaar te verwelkom. So baie dankie dat julle ook hier is om die nuwe groep te ontvang. Baie dankie vir julle moeite. Daar's 'n klomp wat nie hier kan wees nie, wat op Stellie Swat of in Potch is of waar ook al, maar hulle het ook 'n groeteboodskap aangestuur, maar vir julle in besonder ook baie dankie. Dit is so lekker om deel van mekaar se storie te bly. Nou vriende, by so 'n geleentheid moet ons dan natuurlik ook sê hartlik welkom aan elke ouer, elke ouma en oupa, familielede, familievriende. Daar's mos altyd 'n klomp mense wat deel uitmaak van so 'n geleentheid, wat hierdie geloofsvormende reis saamgestap het tot hier. En daarom wil ons sommer net vir almal, veral die wat besoekers is vandag, 'n hartlike Waterkloof verwelkoming gee en ons sê ook vir die Waterkloof en Groenkloof lidmate dan ook hartlik welkom. Vriende, ons musiek vanoggend word begelei, dis Frina Marits wat vir ons die orgel en die klavier gaan speel en dan het ons die voorreg om vanoggend ook die Affie ensemble hier te hê. Henry Murray op die klarinet, Charles Maree op die trompet, Gustaf Bouwer op die tromboon en Martinus van Rooyen op die cello. So baie dankie dat julle almal ook hier is en saam met ons dan ook die Here vandag vind ook in aanbidding. Nou vriende, sommer net baie belangrik, ons wil almal hartlik uitnooi na afloop van die erediens. In die saal is die heerlikste verversings, moet dit asseblief nie misloop nie, kom klink 'n glasie saam met ons jong lidmate, kom wees deel van die fees daar. Ons gaan vandag ook in besonder lees oor die fees van blydskap.
En dan wil ons vir ons ouers dankie sê vir al julle harde werk, vir julle fokus oor al die jare om julle jong mense hier te kry en vir julle vertroue om ons toe te laat om die pad saam met hulle dan ook te stap. Besondere dankie aan Dominee Bernice ook, wat eintlik met 'n groot deel van hierdie groep van laerskool af 'n pad saamstap. So baie dankie daarvoor ook. En dan vir Roal Kreer, wat so die afgelope jaar ook deel was van die fasilitering van die verbintenisgroep. So baie dankie Roal vir jou ook in hierdie tyd wat jy saam met ons gestap het. Net ander afkondigingsvriende, as jy vanoggend vir die eerste maal hier is en hierdie is 'n gemeenskap waarvan jy wil deel word, na afloop van die erediens sal ek en my kollega hier voorwees. Kom maak asseblief 'n draai by die tafel sodat ons beter kennis kan maak en sommer dan ook kan uitreik na mekaar toe as die tyd geleë is iewers. Dan dink ons in besonder aan Dita Nel en haar familie. Met die wonderlike nuus dat sy na maande se hospitalisasie uiteindelik Vrydag 13 Maart ontslaan is. Ons is saam met hulle verheug en dankbaar. En dan Dani, Jenny, David, Daniel en Zia de Villiers, soos julle weet, ondergaan Dani tans intensiewe behandeling. So ons hou hulle as gesin dan ook in ons gebede. Verjaarsdag, ons het vandag vir Karen Barak baie geluk en dan ook vir Cheryl Du Plessis. So baie geluk aan Karen en Cheryl. En dan vriende, die res van die week is daar ook heel party verjaarsdae, so loer asseblief in die gemeentebrief daarvoor. Dan is daar nie vanaand 'n aanddiens nie, omdat ons vanoggend die verbintenisgeleentheid het, so ons wil sommer net vir almal wat gewoonlik in die aanddiens is en vanoggend hier is, dan ook sê baie dankie dat julle saam met ons fees vier. Dan vriende, het ons die 31ste Maart 'n dogter by Urban West Foundation Peace in a Pod. Dis 'n nuwe dogter wat ingekom het hierdie week. Sy verjaar die 31ste Maart en ons gemeente se gebruik is om verjaarsdagkoeke te bak, dan ook vir hulle klaspartytjie. So as jy dalk voel jy wil 'n kind bederf, laat weet asseblief sodat ons net die nodige detail daar kan deurgee. Maak asseblief 'n kind se hart bly. Dan Regaai Kleuterskool, vriende, ons gemeente is nou al vir baie jare daar betrokke en gister was die groot dag waar 3 van die onderwyseresse by wie ons nou al vir baie lank betrokke is, graad gevang het. Ons as gemeente het hulle finansiëel ondersteun in hierdie studies en hierdie hele pad wat hulle moes stap. Dis die hoof Tabitha Gladi en Zolile en Jeanette wat gister graad gevang het. So ons is so dankbaar dat ons saam met hulle die pad kon stap en dat ons saam met hulle sommer net dit kon geniet om deel te wees van hulle storie. Dan vriende, die Pasga ete, baie belangrik, die 22ste Maart om 6. So dit is nou volgende week in die saal. Asseblief laat weet die kerkkantoor in die week, die Pasga ete is by ons 'n groot geleentheid. So as jy dalk 'n besoeker is en jy voel dis iets wat ek wil kom bywoon, laat weet asseblief net die kerkkantoor. Daar is nog gemeentebriewe by die deure en dan kom deel in hierdie Pesach maaltyd saam met ons. Vriende, dan wil ons net gou noem, daar's 'n Volvo CY36 CWGP wat se ligte aan is, dit flikker die hele tyd. So as jy wil huis toe gaan na die tyd, jy is ook so welkom om net hier te bly. Maar as jy sou wou huis toe gaan, dan sou ons dalk net voorstel dat jy net so vir 'n oomblik dalk jou ligte afsit. Hier's baie jumpers ook en ons kan stoot, maar dit is bietjie nat buite, so niemand gaan noodwendig te lus wees daarvoor nie. Vriende, dit is dan ons afkondigings vanoggend, dalk net baie belangrik. Hier's 'n boekie voor Elna en Karel van der Merwe verhuis eersdaags na Nederland. As jy dalk vir hulle 'n boodskap, dis 'n gebruik in ons gemeente om vir mense so vaarwel te sê. As jy dalk nog vir hulle 'n boodskap wil kom skryf, hy is dan hiervoor. Kom ons bly net so sit en dan sing ons Vlam 528, U liefde is 'n skuilplek saam.
Luister, so sê die Here, jou skepper wat jou gevorm het. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Ek het jou op die naam geroep, jy is myne. As jy deur water moet gaan, is ek by jou. Ek is die Here jou God. Jy is kosbaar vir my. Ek ag jou hoog. Ek het jou lief. Amen. Familie, vriende, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ja, die drie eenheid wat ons hoog ag en ons liefhet. Amen. Vriende, dankie vir die verbintenisgroep wat vanmôre hier die erediens saam met my aan mekaar gesit het. Julle gaan hoor, daar's dele waar ons saam met hulle dink en waar hulle ons uitnooi om te dink. En ons sommer net gaan stil staan by oomblikke en ons begin daarom nou en ons vra vir Michael Monnie om vir ons die Christuskers te kom aansteek en vir Morney om sy hand in die doopvont te kom druk. Die Christuskers nooi ons uit om te onthou dat die lig skyn selfs deur die krake van ons lewens. Dan natuurlik het ons die doopvont wat ons herinner, God stap die pad van die begin af saam met ons. God los ons nooit nie. Hy is teenwoordig. Hy is betrokke in elkeen van ons se lewens. Amen. Ons gaan 'n loflied saam sing. Dis die bekende lied In die hemel is die Heer. Nou, dis 'n lied wat hierdie groep van laerskool af al saam sing en wat hulle sê hulle na in die hart lê nou. Dan hy en Roel herinner ons dat hierdie lied nie gaan oor God wat daar ver bo in die hemel is nie, maar eerder 'n lied is wat ons uitnooi om verwonder te staan oor wie God is. Hierdie heilige God wat afbuig, neerbuig, deel word van hierdie skepping. Hierdie God wat kies om die pad saam met elkeen van ons te stap. Kom ons staan as dit moontlik is en dan sing ons saam.
Vriende, wanneer ons vanoggend hier saam is, dan besef ons dat ons eintlik broos hier is, naak hier is en Annelie, Cherise en Chantay help ons om vanoggend eerlik voor die Here te staan met die volgende woorde. Here, ons erken dat ons dikwels te besig is en nie stil raak om u stem te hoor nie. Vergewe ons wanneer ons u teenwoordigheid soms miskyk en help ons om nader aan u te leef. Kom ons bly net so sit en dan sing ons een van hulle keuseliedere wat sê, Here, ons wil altyd soekend, smagtend, dors na u wees. Vriende, kom ons gee 'n oomblik vir stil gebed. Amen. Ons is 'n gemeente, 'n gemeenskap bestaande uit verskillende generasies, families. Ons is deel van 'n groter uitgebreide familie en daarom is dit vir ons belangrik dat die erediens altyd 'n spasie sal wees waar oud en jonk deel kan neem, kan voel, maar ek behoort, ek het 'n plek. En daarom het ons dan ook die gebruik om te kan praat in die erediens, op 'n punt vir mekaar te kan sê, maar kom ons wonder, kom ons worstel. En ek wil nou gou vra, waar is al ons voorskool tot graad 6 jong mense? Ek het 'n paar dae in die kinderkamer gesien, is hier in die gebou dalk 'n paar. Ek sien hier en daar is, dankie, wonderlik. Nou wil ek gou hê, kyk sommer so rondom jou, daar gaan 'n oom en 'n tannie en 'n ma en 'n pa of iemand wees. Praat gou so 'n bietjie oor die betekenis van die doop. So kom ons begin daar vanoggend. So praat sommer so daar by julle en dan gaan ons daarna as iemand braaf genoeg is, gaan ons bietjie meer daaroor vra. So hierso is water. Ek hoor nie baie wat gepraat word nie. Groot mense, julle is ook intergenerasioneel, so julle moet ook praat. Miskien verstaan julle dit ook beter dan. Of nog iets daarvan. So, is hier iemand wat waagmoedig is? Kom ons hoor gou-gou, wie gaan iets sê? Wat gaan julle sê oor die doop? Ek sien Jolani verduidelik nog goed en mooi en hard daarso. Julle is so welkom. Kom ons, as daar iemand is wat braaf genoeg is, kom ons kyk gou hier in die kinderkamer, kom fluister gou in my oor, wat julle is. Een van julle, kom gou, dan kom sê julle gou vir my, yes, hier kom 'n maatjie. Hy's 'n brawe jong man. Dat is Jesus se seun kan wees. Presies dit, nee, dankie, jy is so braaf. Asai, wat wil jy sê? So, ons maats Millie, as jy braaf genoeg, wil jy ook iets kom sê of gaan jy? Nee, as jy reg. Kom ons kyk as daar dalk nog 'n maat wat iets wil sê, my oë kan nie altyd so ver kyk nie.
Ons maats in die kinderkamer het vir ons gesê, die doop herinner ons daaraan dat God ons kies. Dat God ons gemaak het, op die naam geroep het, dat ons aan die Here behoort. Nou gaan ons 'n volgende ding doen. Hier's vanoggend 'n klomp jong mense hier voor, wat verbintenis kom doen. Nou wat beteken dit? Maas, nou moet julle help dink, paas, oumas, oupas, ooms, tannies, praat gou 'n bietjie. Wat is verbintenis? Wat beteken dit? Lucia, verstaan jy daarin? OK, kom ons kyk gou, is daar iemand wat braaf genoeg is dalk vir hierdie ronde? Bason? Nee. OK, kom ons hoor gou. Millie, wil jy nou probeer? Nog nie? Jy mag. Wat dink jy is die verbintenis? Ons kom sê, Here, U het my gekies, nou kies ek vir U, nee. Dis die verbintenis. Here, U het my gekies, nou kom sê ek verbind myself aan U. So by ons deure is doopbakkies. So al die voorskool tot graad 6, julle sal sien in die kinderkamer is ook, ons wil jou nou uitnooi, so vir 'n oomblik, gou jou hand in die doopbak te gaan druk, en te onthou dat jy ook gedoop is. So kom ons gee geleentheid dan ook vir ons jong mense om dit te gaan doen. As al groot mense by die deure is wat net kan help, sal ons dit so waardeer. Ons het nie vandag kinderbediening nie, want hierdie is so 'n belangrike deel van ons gemeente se storie, wanneer ons sien hoe jong mense verbintenis doen, en almal wat vanoggend deelgeneem het en hulle hande in die doopvont kom druk het, is mense wat uiteindelik ook verbintenis gaan doen. Daarom is dit so belangrik dat ons hierdie ervaring deel met mekaar vandag en weet wat dit beteken. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. 'n Gebed vir lydenstyd. Gees van die lewende God, wees die tuinier van my siel. Hoe lank wag ek nou al op U, stil in die koue winter van my siel. Maar nou in die kragtige naam van Jesus Christus waag ek om te smeek. Hark weg die dooie blare van die verlede. Vergruis die harde kluite van my weerbarstige gewoontes en groewe. Werk diep in my die ryk kompos van nuwe visie en vreugde. Plant diep in my siel die lewegewende woord. Versorg, gee water, koester, totdat die nuwe lewe in my ontkiem, groei, blom en vrug dra. Amen. Vriende, as deel van ons pad wat ons saamstap as verbintenisgroep, is dit so dat ons konstant vra op hierdie lewenspad, maar wie is God? En ons het nou nogal die naweek in besonder daarby stil gestaan, en ek sien sommer 'n klomp glimlagte hier voor, want ons het nie net daarby stil gestaan nie, ons het geworstel daarmee, en ons het regtig op 'n plek gekom waar ons kon rus in die wete van wie God is, maar met die wete dat God nog soveel meer is as wat ons ooit kan dink. En daarom was dit so wonderlik om net te kan sê, God is
en daarom kan ons ook wees. So ons lees vanoggend 'n relatiewe lang gedeelte, doeteenvoudig net omdat ons dit nie eintlik los van mekaar kan lees nie. So verskoon asseblief dat dit so 'n bietjie langer is, maar dis 3 gelykenisse wat ons help om 'n groter prentjie te verstaan van wie God is, wie die mens is en sommer net wie ons is. As jy jou Bybel saamgebring het, Lukas 15 vers 1 tot 32, anders kan jy sommer net op die bord volg. Die eerste gelykenis is die van die verlore skaap. Al die tollenaars en die sondaars het dikwels nader gekom om na hom te luister. Die fariseërs en die skrifkenners het onder mekaar gemor. Hierdie man ontvang sondaars en eet saam met hulle. Nou die woord mor beteken eintlik maar om te moan, om te weeklaag, om kwaad te wees, vies te wees, baie betekenisse. Toe het hy vir hulle hierdie gelykenis vertel. Wie van julle wat 100 skape het en hy verloor een van hulle, laat nie die 99 in die woestyn agter en gaan agter die verlore een aan totdat hy hom kry nie. En as hy hom gekry het, tel hy hom op met blydskap op sy skouers en gaan huis toe en roep sy vriende en bure bymekaar en sê vir hulle: "Wees saam met my bly, want ek het my skaap wat verlore was weer gekry." Ek sê vir julle, so sal daar in die hemel blydskap wees oor een sondaar wat hom bekeer het, eerder as oor die 99 regverdiges wat nie nodig het om tot bekering te kom nie. So hoor duidelik, Jesus praat spesifiek met hierdie skrifkenners, met hierdie fariseërs en sê, julle wat so moan, God is bly as net een die weg vind. En dan die volgende gelykenis is die van die verlore muntstuk. Of watter vrou wat 10 dragmes, dis nou 10 muntstukke het, en 1 dragme verloor, steek nie 'n lamp op, vee die huis uit en soek deeglik totdat sy dit kry nie. En as sy dit gekry het, roep sy haar vriendinne en bure bymekaar en sê: "Wees saam met my bly, omdat ek die dragme wat ek verloor het weer gekry het." So sê ek vir julle, is daar blydskap onder God se engele oor een sondaar wat hom bekeer. Hoor hoe praat Jesus hier met die skrifkenners. Hoor hoe daag hulle uit, hulle wat mor en God wat bly is, die hele tyd. En dan vriende, die baie bekende gelykenis, dis die gelykenis, ons het dit leer ken as die gelykenis van die verlore seun, maar eintlik is dit die gelykenis van die barmhartige Vader. Verder het hy gesê, 'n man het 2 seuns gehad, die jongste een van hulle het vir sy vader gesê: "Gee my die deel van die eiendom wat my toekom." Hy het toe die besittings tussen hulle verdeel. Nie lank daarna het die jongste seun al sy goed in geld omgesit en na 'n land gereis en daar alles na ver land gereis en daar alles wat hy besit het deur sy losbandige leefwyse verkwis. Nou, die oomblik as jy sê gee my die erfporsie, vriende, dan sê jy eintlik: "Pa, ek wens jou dood. Ek wens jou dood." Teen die tyd dat hy alles uitgegee het, het daar 'n baie ernstige hongersnood in daardie land uitgebreek en hy het begin gebrek ly. Hy gaan werk toe by een van daardie land se inwoners wat hom in sy boerdery gestuur het om sy varke op te pas. Nou hoor mooi, verstaan, in 'n Joodse konteks, as jy varke oppas, dan is jy die onreinste van die onreinste wat daar is. Hy het gewens dat hy sy honger kon stil met die pele wat die varke gewoonlik gevreet het, maar niemand het vir hom daarvan gegee nie. So hy's nie net onrein nie, hy's bereid om hierdie onrein kos van onrein diere te eet. Toe het hy egter tot sy sinne gekom en sê: "Hoeveel dagloners van my pa het oorgenoeg kos en hier vergaan ek van die honger." En hy het toe opgestaan en na sy vader gegaan. Hy was nog ver toe sy vader hom al gesien het. Hy het hom innig jammer gekry. Die Griek sê hy het gesplanknietsoma. Hy sê binneste het in beroering gekom. Hy het na hom gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Die seun sê toe vir sy vader: "Vader, ek het gesondig teen die hemel en in u oë. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie." Maar sy vader het sy slawe opdrag gegee: "Bring 'n goue lang stola, die beste een, en trek dit vir hom aan. Gee vir hom 'n ring vir sy vinger en sandale vir sy voete. Bring vir ons die vetgemaakte kalf, slag dit en laat ons eet en feesvier, want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. Hy was verlore en hy's weer gevind." Toe het hulle begin feesvier. Die oudste seun was in die veld en toe hy terugkeer en naby die huis kom, hoor hy musiek en 'n gedans. Hy roep toe een van die dienaars en verneem by hom wat aan die gang is. Jou broer het teruggekom, het hy hom geantwoord, en jou pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom gesond teruggekry het. Hy het briesend kwaad geword en wou nie ingaan nie,
Maar sy vader het uitgekom en mooi met hom gepraat, maar hy het vir sy vader gesê, kyk, ek sloof my al vir soveel jare vir u af, en het nog nooit 'n opdrag van die verontagsaam nie. En vir my het hy nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kon feesvier nie. Maar toe hierdie seun van u terugkom, wat die besittings op prostituie uitgemors het, slag hy vir hom die vetgemaakte kalf. Toe sê hy vir hom, my kind, jy is altyd by my, en alles wat myne is joune. Ons moet feesvier en bly wees, want jou broer was dood, en hy het lewendig geword. Hy was verlore en is gevind. En ons lees tot sover. Hoor gou reg aan die begin, hè? Hoor ons hierdie skrifkenners en hierdie fariseërs, hulle mor, hulle moan. Reg aan die einde van hierdie gelykenis hoor ons, luister, julle is ook myne. Julle het deel. Nou, vriende, ons het die voorreg gehad om die naweek nogal gereeld kolwyntjies te eet vir die van u wat nie weet nie, dis cupcakes, want iemand het verjaar. En terwyl ek so smil aan die een kolwyntjie, kom een van die jong mense na my toe en sê vir my, maar luister Dewald, jy weet daar's nog 'n ander manier om die eet van 'n cupcake te benader. En ek sê ja, verduidelik bietjie verder. Hulle sê van die probleem is, jy eet nou die icing af en dan gaan jy wurg aan hierdie onderste deel. Jou ratio is nie reg nie. En ek vra toe nou nogal op daai oomblik belangstellend so, hoe sou ek dit anders benader? En hulle vra vir my, het jy al gehoor van 'n kolwyntjie toebroodjie? Dit verander hoe jy 'n cupcake eet, vriende. Jy haal die onderkant af en jy sit hom bo op en glo dit of nie, ewe skielik het jy presies genoeg icing en daar's nie te veel nie, daar's nie te min nie en jy wurg nie. Ewe skielik maak dinge sin. Vriende, in hierdie lewe sien ons baie keer goed op 'n bepaalde wyse, nie waar nie. Ons doen dit op 'n sekere manier, ons leef op 'n sekere manier. Tot iemand op 'n dag vir ons kom uitnooi en sê, maar kom ons kyk anders daarna. Kom ons sien dit ook anders. En die oomblik as ek myself toelaat om uit my groef uit te klim, wat so maklik 'n graf kan word, dan verbreed my prentjie van die lewe. Dan sien ek iets nuuts van wat dit beteken om mens te wees en te aanbid. Nou vriende, wanneer Jesus besig is om die mense te bedien, dan vertel hy dikwels gelykenisse om hulle eerstens uit te nooi om nog prentjies te kry van wie God is, maar daarmee saam daag hy hulle ook uit om hulle prentjies van God uit te daag oor hoe hulle God sien, maar daarmee saam ook om te vra, maar wie is ek en wie is ek nog en hoe lyk my eie lewe? Nou die ou kerkvader Calvin het op 'n stadium gesê, ware wysheid bestaan uit kennis van God en kennis van jouself. En dan sê hy, die twee is so mekaar gevleg, kennis van God en kennis van jouself, dat jy nie eintlik weet watter een aan watter een geboorte gee nie. Want hoe beter jy vir God leer ken, hoe beter leer ken jy jouself, en hoe beter jy jouself leer ken, hoe beter leer ken jy vir God. So op die eind van die dag, en jong mense, julle sal nou saamstem, is daar twee vrae wat ons lewenslank met ons saamvat. Wie is God en wie is ek? En elke oomblik van elke dag gaan hierdie twee vrae saam met my op reis wees. Gaan ek wonder, maar gaan ek ook ontdek. Jesus in hierdie gelykenis wat hy vertel, het twee verskillende gehore, né? Daar's die sondaars en die tollenaars. Dis hierdie eerste groep mense wat graag na Jesus luister, hoor ons in die gedeelte. Nou, dis nogal interessant, die tollenaars was eintlik so 'n bietjie die hekwagte, hulle was die belastinggarders, hulle was die mense wat eintlik seker gemaak het dat almal rondom hulle arm is. So hulle is daar, hulle kom luister na Jesus. Maar vriende, dan sal ook hierdie sondaars, hulle is die mense wat al die reinheidswette gebreek het, nie onderhou het nie. En dan is daar hierdie ander groep, hierdie skrifkenners en hierdie fariseërs wat kwaad is, wat moedeloos is, want hoe durf Jesus saam met hierdie onheilige, sondige mense nie net saamstap nie, maar sommer saam met hulle eet en 'n klomp goed doen. En dan
Tipies soos ons vir Jesus ken, vertel Jesus 'n storie, want 'n storie verduidelik altyd beter as 'n verduideliking, nie waar nie. En dan gaan hy en hy gebruik die beeld van die verlore skaap en hy sê, toe het hy vir hulle hierdie gelykenis vertel, wie van julle wat 100 skape het en hy verloor een van hulle, laat nie die 99 in die woestyn agter en gaan agter die verlore een aan totdat hy hom kry nie. Nou, is nogal moeilik, die kommentatore sê, hulle weet nie eintlik lekker wat Jesus hier impliseer nie. Impliseer hy dat jy nou moet agter die skape aangaan, of impliseer hy dat jy eintlik nie die moeite moet doen nie? Nou in Jesegiel 34 sien ons dat God beskryf word as die een wat agter die vee aangaan. Maar in hierdie gedeelte, gegeewe die tyd en die konteks, wonder ons eintlik so 'n bietjie oor luister, maar is dit sinvol om 99 agter te los en om een te vat of te gaan soek? Nou daar's die wat sê ons moet dalk nie so baie fokus op die skaap nie, maar eerder fokus op hierdie 100 wat nou 99 geword het, oor hierdie ongelyke getal wat weer heel moet word. Maar vriende, op die einde van die dag is die belangrikste wat ons hier moet hoor, wie is God? God is die een wat soek. God is die een wat vind. God is die een wat met blydskap op sy skouers stel en ander nooi om bly te wees. So wie is ek dan? Ek is die een wat mag weet, daar waar ek verdwaal in hierdie lewe, daar kan ek weet, sal God die woestyn ander vir my te kom soek, my naby aan hom hou, letterlik op sy skouers stel. Maar die vraag is ook, assosieer ek nie soms met hierdie 99 wat so heilig is, vir wie daar nie plek en ruimte is om saam te gaan soek nie? Want ons voel so dikwels, daar's tog nou net iemand wat gestraf moet word. En hier hoor ons nie. Hier hoor ons God soek volledig. Maar die heel belangrikste, God is bly wanneer hy vind. En die vraag van môre is jy bly oor die God wat bly is wanneer daar gevind word? En dan die tweede gelykenis, net so treffend vriende, die tweede ene is oor die verlore muntstuk, nê. Nee. Ons hoor hierdie muntstuk is nogal geweldig belangrik vir hierdie vrou. Dis al wat sy het en sy soek dit. Sy keer letterlik haar huis om. Wat nooi Jesus ons om in hierdie gelykenis te hoor? Jesus nooi ons vanoggend om eerstens te ontdek, en ek dink dis belangrik, of watter vrou wat die dragmes het, om te hoor dat God hier met 'n vrou geassosieer word. Nee, dit moes vir die fariseërs en die skrifkenners baie warm onder die kraag gemaak word. Maar hierdie radikale beeld, en Lukas doen dit gereeld, hy vertel altyd van 'n man en dan van 'n vrou, en dan van 'n man en dan van 'n vrou, juist om hierdie kontras in die wêreld vir ons uit te beeld. Maar die belangrikste is, ons hoor wie is God? God is die een wat geraak word wanneer een weggeraak, wat 'n huis sal omkeer vir die wat soek is, wat ander nooi om bly te wees. So wie is ek, vriende? Die een wat gevind kan word, daar waar my lewe so deurmekaar word en ek myself verloor in my eie storie, nê? Ons ken daai verhale in ons eie lewens, daar waar jy wegraak in jou eie storie. Maar wie is ek nog, vriende? Die uitnodiging is om saam bly te wees, want ons hoor in hierdie gedeelte is dit net die vrou wat hartseer is wanneer hierdie muntstuk weg is. Daarom die uitnodiging uiteindelik om te sê, kan ons saam bly wees? En daarom, wie is God, vriende? God is die een wat vir my en vir jou uitnooi om te sê, wees saam bly oor die God wat bly is. En dan het ons hierdie bekende beeld daarna van die verlore seun of seuns. Maar is interessant, ons moet dalk net so vir 'n oomblik onsself help om te verstaan, daar's 'n verskil tussen die skaap wat weggeraak en die muntstuk wat verlore is. Die skaap is verdwaald en word jammer gekry. Die eienaar is jammer en die muntstuk wat verlore is weg. Maar die vreugde bly dieselfde wanneer dit gevind word. Hoor gou die sterk kontras tussen die fariseërs en die skrifkenners se gemor en God wat bly is oor net die een wat weg is en gevind is. Vriende, hier gebeur iets, net daar's eers 100 skape en dan's daar 10 muntstukke en dan's daar een vaderhart. Is dit nie treffend nie? 100, 10, een vaderhart. Dit is so belangrik dat ons vanoggend die omgewing ook raak hoor, vriende. Die skaap is in die oopte, die muntstuk in die huis, en die verlore seuns in die barmhartige Vader se hart. Wie is God nog? Daar waar die jong seun in die varkhok sit, vriende,
Daar waar die jong seun in die varkhok sit, dan besef hy, maar ek hoef nie hier te wees nie. En dan gaan hy na sy vader toe en hier gebeur iets wat die heelal om sy kop draai. En hoor so mooi vandag, hy het toe opgestaan en na sy vader gegaan. Hy was nog ver toe het sy vader hom al gesien. Hy het hom innig jammer gekry, na hom gehardloop, hom omhels en hom gesoen. Nou dit klink so normaal vriende, maar dit was glad nie normaal in 'n eerskaamte tyd nie. 'n Patriarg, 'n pa, 'n geëerde man het nooit gehardloop nie. Wat nog te sê tegemoet? Dit sou veronderstel dat jy jou kleed moes optrek en jou bene moes wys. En wat 'n skaamte was dit nie vir 'n man, 'n eerbare man in daardie tyd nie. Maar wat doen hierdie vader? Hy hardloop letterlik. Hy hardloop hierdie seun tegemoet en sê kom. En hy soen hom. En hy sê, weet jy wat? Ons moet fees vier. Vriende, wie is hierdie God nog? Hierdie God wat ons aanbid is die een wat verlorenes tegemoet hardloop. Genade vra nie dat ek eers my lewe moet herstel nie. Genade hardloop my en jou tegemoet. Kort gestel, in 'n eerskaamte wêreld is die Vader se hardloop 'n daad van skokkende, selfvernederende liefde wat ons uiteindelik aan die kruis ook sou sien. So wie is ek in hierdie verhaal, vriende, is die vraag. Ek is of die jonger seun of die ouer seun. Dalk sit jy vanoggend, jy het die pad so byster geraak dat jy in die varkhokke sit. Of dalk is jy hierdie kwaad ouer seun wat sê maar dis onregverdig. Die wonderlike is dat hierdie gelykenis eindig met jonk en oud, albei het 'n plek in die Vaderhart. Varkhok of hoogheiligheid ten spyt. Vriende, die uitnodiging en ek wil graag hê verbintenisgroep hoor dit mooi vanmôre, is nie om te verdwaal of weg te dwaal, om doelbewus in die varkhokke van hierdie lewe te beland nie, maar om eerder te hoor, God is die een wat soek, wat vind, wat bly is oor jou, en jou uitnooi om bly te wees saam wanneer ander gevind word. God is die een wat jou so oneindig lief het, dat jy op sy skouers stel, dat hy die huis omkeer, dat hy jou tegemoet hardloop. Maar dat hy vir jou sê, weet jy wat, eintlik wil ek net die pad saam met jou stap. Eintlik wil ek net elke oomblik van elke dag hier langs jou loop en jou styf vashou. Hierdie woorde het ons so getref hierdie naweek van Willem Jordaan, omdat hy nader aan my is as wat ek aan myself is, my kern ken verby die vel tot in die chemie van die sel, wat weet hoe diep my blindheid is en my vashou styf teen die bruil van sy lyf. Jong volwassenes, mag julle op hierdie geloofsreis nooit toelaat dat iemand vir julle 'n verwronge beeld van God skep nie. Mag julle beeld van God nie skeef getrek word nie, want God is God. God is soveel meer as wat ons ooit kan besef. So wanneer julle by daardie roetemerkers kom, oriënteer julle self. Ek weet, ons doen dit 'n laaste keer. Sorry Ruwan. Oriënteer jouself. Waar kom ek vandaan? Waar is ek nou en waarheen is ek op pad? Identifiseer, wie is ek en wie sin is ek? Konfirmasie, bely. Wat glo ek en wat bely ek? Want ons glo in hierdie Vader met die wondernaam, ek is wat ek is, werkwoordelik onvoltooid, voortdurend God. Mag ons nie vir God probeer vasvang in ons prentjies nie. Mag ons verras wees oor wie God nog is op hierdie lewensreis. Mag ons verstom staan oor hoe ver God se liefde en genade strek, ook vir my en vir jou. En soos ons vir mekaar konstant sê, rus in die wete dat God is. Dis genoeg. Stefan, nou kan jy begin senuweeagtig word. Ons glo, ons lewe is van die begin af 'n reis saam met God, nie op pad na God toe nie.
Hierdie reis neem ons deur natuurlike lewensdeurgange, drempels, stilhou plekke, oorstaptye. Om ons te help om 'n lewensdeurgang te onthou, gebruik ons 'n roetemerker, 'n simbool, 'n ritueel. Soos vandag, hierdie is 'n roetemerker wat die pad wys. Vir 'n lewensdeurgang om 'n roetemerker te word, is 3 dinge nodig en ek wys dit maar weer. Oriëntasie, identifikasie en konfirmasie. Verbintenis is die lewensdeurgang na jongvolwassenheid. Vandag aanvaar ons doop. Verbind ons onsself opnuut aan God se genade. Neem ons eie verantwoordelikheid ten opsigte van die koninkryk. Die geloofsgemeenskap waarvan ons deel is, maar ook ons verhoudings met ons familie, met ons toekomstige verhoudings, dalk met 'n meisie of 'n ou. Ons verhoudings oor die algemeen. Ons neem eienaarskap en ons verbind onsself vandag opnuut aan God. Eindelik antwoord ons op die doop. Ek wil nou graag vra dat die volgende persone vir my vorentoe sal kom, Roan Engelbreg, Morney Du Plessis Greiling, Chantay Kemp, Stefan Matthijsen Klopper, Michael Monnie, Ruwan Smit, Danai van Graan, Cherise van Niekerk en Annelie Wessels. So terwyl hulle vir julle kyk, vriende, met die verbintenis geleentheid neem hulle vanoggend hulle verantwoordelikheid op en bevestig op grond van God se liefde vir ons. Vir my verbind ek my aan God en God se kerk. Dis 'n belangrike volgorde. God werk met liefde en genade met my. Wat ons met die doop vier. Dis 'n lewensveranderende liefde en daarom kies ek om myself aan God te verbind uiteindelik. Ons antwoord op die doop. Ons wil nou graag vra dat hierdie jong mense se ouers vorentoe sal kom en vir hulle die kers sal oorhandig en dan by hulle so sal bly staan. As die spasie bietjie min is, mag julle sommer in die agterste ry ook inbeweeg. Julle is so welkom. Ek wil graag vra dat julle almal so vir 'n oomblik net eers sal draai na die kansel toe en dan gaan ons sommer net saam net vir mekaar sê vanoggend, toe julle kind gedoop is, het julle in die eerste plek gevier dat hierdie kind God se kind is. En julle het heel waarskynlik 'n kers gekry. Kers om aan te steek as 'n herinnering dat hierdie kind net geleen is, dat jou kind net 'n geskenk is. Daarmee saam met julle die verantwoordelikheid opgeneem om hierdie kind groot te maak, julle kind groot te maak as God se kind. Om anders in hierdie wêreld te leef. So wanneer julle nou hierdie kers oorhandig, dan sit 'n simbool waardeur jy sê, my kind, ek het jou tot hier gebring, en ek hou aan saam met jou stap, maar die verantwoordelikheid word joune. Terwyl ons so staan, kom ons sing die bekende lied 292, dan ook saam, die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees.
Ouers, hierdie is so 'n heilige oomblik. Ek wil sommer uitnooi, vir julle uitnooi, boeties, sissies en almal, kom ons neem net so 'n oomblik en dan hou ons sommer net ons jong mens styf vas en ons ervaar iets van God se teenwoordigheid in ons hier wees. Here, dankie vir elke ouer. Dankie vir ouers wat bemoeienis maak met geloofsvorming. Here, wanneer ons vandag verbintenis vier, dan vier ons dat ouers die grootste rol speel. Ouers, grootouers, familielede, ooms, tannies. Dat die huis en die huishouding en die groter familie die plek is waar ons U veral leer ken. Dankie vir hierdie ouers wat vandag hier staan. Hierdie ouers wat vandag sê, ons het jou tot hier gebring, mag jou liggie bly brand in hierdie wêreld. Amen. Baie dankie aan die ouers, julle mag weer julle plekke inneem, los net die kerse, dan nou vir ons jong volwassenes. Nou vra dat die jong mense na my toe sal draai. Die volgende 4 vrae gaan ons nou saam deurlees en daarna gaan julle as 'n groep dit saam hardop antwoord en dan gaan ons een vir een na die doopvont beweeg waar ons hand in die doopvont gaan druk en dan ook hardop gaan sê op grond van God se liefde vir my verbind ek my aan God en God se kerk en daarna gaan jy jou kers aansteek hier by die Christuskers om ons te herinner daaraan dat my lig kan gaan skyn in hierdie wêreld. Die vraag wat ons vanoggend vir julle vra is, glo jy God is soos Jesus Christus God aan ons bekend gemaak het? Dit wat ons nou ontdek het in hierdie gelykenisse, en wie is God nog? En wie is ek? Bely jy dat jy God se liefde vir jou aanvaar en dat jy in verwondering aan God wil lewe? Aanvaar jy dat die Bybel ons lei om God te leer ken en dien as 'n riglyn om sinvol vir die Here te leef? Is die Bybel vir ons belangrik? Leef ons daarmee? Vind ons die waardes daarin? Beloof jy om aktief deel van 'n geloofsfamilie te wees en onderneem jy om hulle ook te ondersteun? Is jy bereid om ook die geloofsfamilie toe te laat om jou by te staan op jou lewensreis? Maak kerk vir ons saak, maak geloofsfamilie vir ons saak. Ek wil graag vra dat julle nou hardop saam sal antwoord. Ons nooi dan vir Roan Engelbreg. Roan, dankie, terwyl jy die kers aansteek, dankie dat jy 'n mens is wat iets van nederigheid vir ons kom wys het. Kyk, Roan is 'n krangige sportman, maar hy sal dit nooit vir jou sê nie, en ons leer so baie by hom oor insluiting en deel wees en deel word van 'n groter storie. So Roan, dankie vir jou mens wees, dankie vir wie jy is en dankie dat ons weer die Here stap die pad saam met jou. Morney Du Plessis Gryiling. Terwyl Morney die kers aansteek, Morney, dankie. Dankie vir jou diep nadenke oor menswees. Dankie dat jy ons telke male in hierdie reis uitgenooi het om te vra, maar wat maak werklik saak? Is dit die moeite werd om so moeg die hele tyd te wees? Dankie dat jy ons ook gehelp het om alternatiewe te vind waar ons vir God kan vind. Dankie vir jou menswees, ons waardeer jou. Chantay Kemp. Chantay, dankie vir jou volwassenheid, dankie dat jy ons altyd uitnooi om die belangrike vrae te vra, dankie
vir jou diep verantwoordelikheidsin en dankie dat jy die groep so mooi bymekaar gehou het op hierdie reis. Ons waardeer jou menswees. Dankie vir wie jy is en ons is opgewonde oor dit wat die Here nog deur jou in hierdie wêreld gaan doen. Dankie Chantay. Stefan Martuysen Klopper. Stefan, dankie dat jy vir ons die uitbeelding geword het van rustigheid, kalmte. Wanneer almal hulle naels afkou, dan sê Stefan, ag, wat worry julle? Ontspan, môre is nog 'n dag. Dankie Stefan dat jy ons ook gewys het met jou woorde dat dit nog steeds vir jou belangrik is, dat dit saak maak, maar dat dit nie alles wat saak maak nie. Ons waardeer jou menswees. Dankie Stefan. Michael Money. Michael, dankie vir die netjiese mens wat jy altyd is. Altyd onberispelik in jou menswees en dit wat jy doen en hoe jy optree en jouself handhaaf. Ons leer ken deur jou iemand met 'n diep respek vir die mense rondom jou. Dankie dat jy is wie jy is en hou aan om te wees wie jy is. Ons waardeer jou menswees. Dankie Michael. Ruwan Smit. Ruwan, dankie dat jy ons gereeld uitgedaag het met die vraag, ek weet nie. Dat jy vir ons kom uitnooi om te sê, maar kom ons dink nog so rapsie verder, want daar's nog 'n klomp ander elemente aan die lewe, en aan wie God is. Ruwan, ons waardeer jou menswees, ons waardeer sommer net jou lewenslus, ons waardeer jou diep omgee vir hulle wat eintlik so 'n bietjie uitgespoeg word deur 'n samelewing, vir hulle wat nie altyd 'n plekkie het nie. Dankie dat jou hart wyd genoeg is vir hulle ook. Ons waardeer jou. Dankie vir jou menswees. Danai van Graan. Danai is vir ons die simbool van diensbaarheid. Ons noem maar AKA ons bordskrywer. So sy het al die notas altyd gemaak. Danai, dankie vir jou menswees. Dankie dat geen myl vir jou te ver is om te loop nie. Dankie sommer net dat jy vir ons kom wys hoe ware diensbaarheid lyk. Dankie dat jy altyd 'n hart het wat omgee en wat ook sommer net seker maak almal is welkom. Ons waardeer jou menswees. Cherise van Niekerk. Cherise, dankie dat jy ons baie uitgedaag het om nie te dink oor God en wie God nog is. Cherise het die konstant vir ons gevra, luister maar wat hiervan, wat daarvan, kom ons dink hieroor ook. So dankie dat jy ons gehelp het om 'n ruimer prentjie te kry, groter prentjie te kry van wie God is. Cherise, dankie vir jou menswees. Hanlie Wessels. Hanlie, ons waardeer jou bemoeienis met geloofsvorming. Hanlie is al sedert graad 10 deel van ons gemeente se kinderbediening fasiliteringsspan en sy is die een wat ons vra as ons enige tegnologiese uitdagings het. So Hanlie, dankie vir jou menswees, dankie vir wie jy is en dankie dat ons in jou geleer het dat kinders se harte ongelooflik baie saak maak. Ons waardeer jou menswees. Ek wil vra dat julle nou so met die kerse na my toe sal draai. Vriende, kom ons bely as gemeente saam met hulle die volgende belydenis van Lina Spies. Ek glo in die skepende God van die wordende heelal, wie se naam te heilig was om uit te spreek. Jahwe, die God van Israel, wat Vader geword het vir Jesus van Nasaret, die wonderskone boodskapper, van die onmoontlike liefde, deur wie God my Vader, maar ook my moeder is. Ek glo in die Heilige Gees, wat mense in alle tye inspireer tot werke,
wat stempel dra van die ewige. Ek glo dat omdat ek lewe, ek aan alle lewende sorg en deernis verskuldig is. En ek glo dat as ek sterf, ek opgeneem sal word in die durende siklus van vernuwing en verval, en dat die lewe triomfeer in elke geboortekreet, omdat die lewe magtiger is as die dood. Ons nooi julle nou om julle kerse op die nagmaaltafel te plaas as 'n simbool daarvan dat die sakramente vir ons belangrik is en saak maak. Terwyl die jong mense so hier voor hulle kerse neersit en weer hulle plekke hier voor, nie by die banke nie, maar hier voor inneem. Ons het die voorreg om 6 van ons verbintenisgroep van verlede jaar hier te hê, soos ons reeds genoem het. Hulle gaan vanoggend hierdie jong lidmate, hierdie jong volwassenes kom ontvang en vir hulle elkeen 'n olyfboompie uitdeel, en saam met hulle is daar dan ook 2 kerkraadslede en dan ook my kollega Dominee Bernie. So ek vra graag dat Aniek vir ons vorentoe kom asseblief. Daniel, Roel, Lucia, Sander en Eran. Dan nooi ons ook vir ondervoorsitter van die kerkraad, Hendrik Ego, kerkraadslid Simonay Reinders, en dan ook my kollega Dominee Bernies. So terwyl julle almal hier voor staan en ons wil vra dat julle almal bly staan, nooi ons dan ook vir Dominee Bernies om 'n uitnodiging te rig dan ook aan julle as jong volwassenes. Sy aan. Julle is so 'n mooi klomp jong mense en ons wil sommer net namens die gemeente sê dat ons wens vir julle dat julle in die kerk 'n veilige ruimte sal vind. 'n Ruimte wat julle toevou in liefde. 'n Ruimte wat julle sal help om iets van die rykwyte van God se liefde vir julle te verstaan. Mag julle hier in die kerk 'n ruimte vind waar julle geborge kan voel. En soos ons vanoggend gepraat het en ek glo julle almal mooi iets daarvan verstaan, 'n ruimte waar julle geborge voel, maar sonder dat julle al die antwoorde het. Want dit is ook gewoon deel van hierdie lewe dat ons nie al die antwoorde het nie. Mag julle onthou, julle is deel van ons geloofsfamilie hier by Waterkloof Kerk. En daarom onderneem ons ook as 'n geloofsfamilie om julle te ondersteun op julle geloofsreis, verder te ondersteun op julle geloofsreis. Ons arms bly oop vir julle. Ons arms bly om julle gevou. En mag julle altyd onthou dat hier by ons kan julle al julle vrae kom vra. Ons het nie al die antwoorde nie, maar kom vra julle vrae saam met ons. Hier kan julle saam met ons kom dink. Hier kan julle ons kom help verder dink oor wie God is en oor wie julle self is. En belangrik hier by ons kan julle ook net wees. Ons gaan as 'n gemeente ook sommer 'n seënlied vir julle sing. Ons vra dat ons gemeente sal staan en dan sing ons vir julle hierdie gebed. in skadu bystaan, oor ons dankgebede, oor ons loflied styg as ons aan U ons dank betuig. Here, U genade het ons hier behou, in U hand van liefde
nooit van ons wyk nie, skenk aan ons die seën. Here, laat ons nooit alleen. Heer Jesus, laat ons nooit alleen. Ons wil vir ewig op U almag steun. Want elke knie sal buig en elke hart sal juig. Here Jesus, neem ons bede aan. Vriende, as deel van ons saamwees hier vandag, is dit ook belangrik dat ons as gemeente ook dan nou hardop ja antwoord soos by die doop om te sê, ons kies om die pad verder nog saam te stap met hierdie kosbare jong mense. So gemeente, wat is julle antwoord dan ook hardop? Kom ons gee geleentheid vir die offergawes en dan kan julle julle plek gaan inneem. Baie, baie dankie. Mag hierdie olyfboom geplant word en mag julle die vrugte daarvan geniet. Die vraag vanoggend wat ons almal bystaan is ons bly oor hierdie God wat bly is oor elke liewe mens. En daarom sluit ons af vandag met 'n lied wat ons uitnooi om, soos Dominee Bernice so treffend nou ons net weer herinner het, te besef, die oomblik as ons dink, ons staan nou verwonderd oor God, dan word ons verras deur wie God nog meer is, wie ek nog meer is. So, kom ons sing vandag hierdie, o Heer my God, as ek in eerbied wonder met die wete, dat God op soveel maniere nog meer verrassend anders is, maar dat ons bly saam reis en wonder, maar weet, God stap saam met ons. Kom ons staan, indien moontlik.
ons groep het die gebruik om elke geleentheid af te sluit waar ons saam hande vashou en saam bid, so ek nooi julle om net hier voor saam met my te kom staan en dan neem ons so vir 'n ou laas mekaar se hande en ons sê ons stap die pad saam. Liewe gemeente, mag die pad verrys om jou te ontmoet. Die wind altyd in jou rug en die son warm op jou gesig. Tot ons weer ontmoet, mag die reën sag val op jou land. Mag God jou behoed in die palm van sy hand. Ons almal sê saam.